Ja, goeiemôre. Van my kant af altyd 'n voorreg om saam met jou te kuier en altyd 'n voorreg om vir jou die woord te kan bedien en sommer net lekker saam te kuier. En ja, ek hoop jy het nou daar so teen Donderdag se kant met Kersdag het jy daarom daai skaapbout kon verduidelik. En alles wat daarmee saamgaan, lekker familie gekuier. Dis altyd so lekker. Ons het 'n goeie tyd ook hier in die dienste gehad oor Kerstyd. En soos Walla gesê het, ons sluit af met ons reeks Reset en sommer net so 'n bietjie agtergrond, as jy dalk dit gemis het so 'n bietjie, gaan kyk gerus op ons YouTube en kan jy die reeks so 'n bietjie volg. En vir al die ouens wat vanoggend saam met ons kuier, sommer aanlyn ook, dis ook lekker om net dalk met jou tone in die sand te sit, sodat ons bietjie sê oor in die reeks spesifiek. En so ons sê in Desember is daar 'n paar goed wat natuurlik wat Desember vir ons duidelik maak. Is nommer 1, hoe moeg is ons regtig? Jy weet, tawe jaar gehad dalk en so meer, en hoe nodig het ons om net na God te kyk in terme van om bietjie te reset, om bietjie te rus en alles wat daarmee saamgaan. So ons het dalk bietjie gejaag deur die jaar, veral hierdie laaste tyd, laaste 2-3 maande van die jaar, en jy weet, ons dra 'n bietjie onsigbare gewigte, het ons deur die reeks gesê. En dit bou op, en daar's niks meer verkeerd nie. Dit is maar net hoe die lewe gaan, die siklus van die lewe is baie keer so, en ons wil jou help om te kan reset, spesifiek vir 2026 ook, in die geval, en dit bring ons baie keer op 'n plek in Desember, hierdie tyd van die jaar, wat ons net so bietjie moeg is, ons bietjie leeg, as nie vervulling regtig in ons lewe nie, ons voel so bietjie net moeg, en ons wil jou so bietjie opstel, amper, wat ek wil sê, is vir 2026, dat 2026 nog 'n groter jaar gaan wees, as wat 2025 selfs was, en so moeg is onafwendbaar, het ons gesê. Weet jy dalk 'n tyd lank op die hoogste rad gehardloop, en dis 'n huwelik, en is kinders grootmaak, en is deadlines, en is jaareindes, en alles daarmee saam, so net om jou 'n bietjie te help, net wat dit ook betref. So, en jy weet, ek sê altyd met hierdie tyd, dan voel dit baie keer dat jy's amper uit asem uit moeg. Jy weet, soos ek sê, jy het dalk 'n tawe jaar gehad, maar ek dink nie dis al waaroor ons praat nie. Ons praat nie net van 'n tawe jaar, en as ons bietjie rus, en ons tone in die sand sit vir die ouens wat die voorreg het om dit te kan doen, gaan ons dalk weer lekker kan reset, en ons kan weer aangaan. Maar ons praat hier van soos wat ek daarna verwys, daai siek en sat moeg, daai diep moeg, wat ek sien regtig nie kans vir 2026 nie. Want ek is eintlik net so moeg vir dit wat die lewe oor my lewe of oor my pad gebring het in hierdie tyd. Nou, en dis wat God wil kom doen. Hy wil kom ons ontmoet op daai plek, op daai diep plek, en al is jy nie daar en sê, Benny, ek is nou nie daai ou wat siek en sat moeg is vir die lewe nie. Dink ek net is nodig dat ons onsself opstel met 'n nie 'n passiewe rus nie, maar met 'n rus wat daar sekere goed gebeur in ons lewe, om net ons reg op te stel, want die feit is, God het 'n plan met ons lewens, en hy wil sien dat 2026 ons impak maak in ons leefwêreld, en dit wat ons beleef daaroor, daai rus vir my siel spesifiek, en dis belangrik, soos wat ons deur die reeks ook gesê, dat ek rus dan, as ek hierna verwys, rus ek dan nie van iets wat verby is nie. Daarvoor het ek dalk net 'n paar dae met my tone in die sand nodig. Ek rus vir iets wat kom, en dis hoekom dit so belangrik is, en hoe reset ek dan reg? So, en ons het so 'n bietjie gepraat net rondom dit. Die skrifgedeelte wat ons gebruik is, daai gedeelte baie bekend in Jesaja 40, wat die volgende sê, hy sê, weet jy nie, of het jy dit nie gehoor nie, 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde, hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs en val. Maar dan sê hy, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En dis waarna ons verwys, en dis waarvan ons praat. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word uiteindelik nie mat nie. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En dis wat ons in hierdie reeks vir jou probeer doen het, is dat ons vir jou handles gee, handvatsels sal gee, en te sê, maar hier's goed waarna kan vashou, om te sê, maar hoe rus ek uiteindelik reg? Hoe wandel ek in hom? Hoe wag ek op hom uiteindelik reg? In terme van dit wat ons na verwys. So ons het gepraat oor, begin met my identiteit, en wie ek is in Christus, en daarom kan ek reg reset, ek kan reg rus. Ek het gepraat oor die gedagte van om bietjie te rus in die woord, om na die Bybel toe te gaan en
te sê, Here, wat is wat U oor my lewe sê, wat ek moet in gedagte hou, en dit maak my sterk, en dan het ons, verlede week het ons gepraat oor die gedagte van gebed, nee, wat 'n belangrike rol speel gebed in my lewe, en hoe kan ek reset, en hoe kan ek op hom wag, deur my gebedslewe, en alles wat daarmee saamgaan. Maar vandag wil ek praat dan oor die gedagte van ons rus in hoop. Ons rus in sy hoop uiteindelik. Nou van alles wat mense baie keer gepreek het al oor, wil dit voorkom asof jy baie min dalk van die woordjie hoop hoor hier van 'n kansel af. Ons is meer geneig om dalk oor geloof en oor liefde en al hierdie goed te praat in preke baie keer, en dit wat jy hoor en lees en luister in jou eie lewe. Maar min word baie keer gepraat oor hoop, want hoe kyk ons baie keer na hoop? Ons kyk baie keer na hoop as hierdie, ja, ek hoop maar, jy weet, as jy dink aan wat mense sê, hoor jy, hoe gaan dit gaan, en is jy voorbereid, en gaan dit met jou okay gaan, en wat dink jy, en wat is jou verwagting vir 2026, en dan sal ons miskien sê, kyk maar, jy weet, kyk maar, hoe gaan die jaar, en hoe is die kaarte vir my gedeel uiteindelik, en ek werk maar daarmee, dis hierdie moggese troffe, jy weet, en dis alles behalwe wat die Bybel na verwys, as hy verwys na hoop. En ek gaan 'n paar goed met jou deel net. So, hoe kyk ons na dit wat ons dan kan kom sê in terme van hoop? Hoop is nie hierdie wensdenkery nie. Hoop is nie maar net ek wens dit gaan oukei nie. Daar's baie meer net rondom dit. En baie keer wanneer 'n mens dan praat oor hoop, is dit gekoppel aan uitdagende omstandighede. Uitdagende omstandighede in ons lewe wat ons daagliks beleef. En dit is daarom belangrik dat ons na hierdie uitdagende omstandighede, na die eintlik wat ek wil noem die onsekerheid van wat 2026 dalk vir ons gaan bring, daarna kyk vanuit 'n plek van hoop. Dis hierdie uitdagende omstandighede, uitdagings van ons lewe, waarna ons moet kyk vanuit 'n posisie van hoop uiteindelik. Hulle sê op 'n dag, die storie gaan so, hulle sê op 'n dag vir 'n klomp kunstenaars om iets te skilder, baie bekende kunstenaars, en hulle maak 'n kompetisie daarvan en sê, ons gaan kyk wat 'n kunstenaar kan iets wat vrede, hoe kan ek maar sê, portray in terme van jou skildery, dat as mense daarna kyk, is daar 'n stuk vrede wat oor hulle kom en so meer. En dan mense dan goed natuurlik geskilder wat amazing is. Dis hierdie sonsondergang daar op die berg in Kaapstad en hierdie sonsopkoms daar oor die see in Durban, en dan skilder hierdie ouens allerlei mooi goed, jy weet, die berge en die Drakensberge, en ouens skilder hierdie mooi goed en hulle pak dit uit, en nou kom die beoordelaars verby en hulle sien hierdie mooi skilderye wat, as jy daarna kyk, is dit 'n stuk van vrede. Maar nou kom hulle by hierdie een kunstenaar se skildery, en dis alles behalwe vrede. Hulle voel maar, het hierdie ou die memo gemis. Dis donderslae, dis 'n donker, somber prentjie wat hy probeer skilder, dis bliksemstrale wat hy skilder, en hulle wonder, wat het met hierdie ou gebeur, is hierdie ongelooflike rotse hier by die see, en die golwe wat teen hierdie rotse slaan, en hulle wonder, wat het hier gebeur, die ou het gemis, maar uiteindelik sien hulle, hier in die rots, het 'n duif geskilder, wat by haar kleintjie sit, absoluut in vrede en in veiligheid. En ietsie daarvan, as ons praat van hoop, dan is dit ietsie daarvan wat ons wil deurgee in terme van dit. En die skrywer van die boek Hebreërs, en dis hoekom ek sê, dis nie 'n moggese troffe of 'n wensdenkery, ek hoop maar net iets nie. Hy sê die volgende, hy sê, geloof dan is 'n vaste vertroue. Jy kan gelees in Hebreërs 11. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Vaste vertroue. Dus is 'n rots wat duidelik vas staan. Daar's niks wat al is die golwe teen daai rots, niks kan hom beweeg in terme van dit nie. Hy sê op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En dis daai hoop wat ons uiteindelik het. Hoop is uiteindelik, en dit wat ek vanoggend met jou deel, is waar hoop uiteindelik net die voorganger is van die vaste geloof wat ons kan eintlik hê. 'n Geloof dan wat is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Daar's 'n sekerheid wat ons kan hê, soos dat 'n rots in die see staan met al die golwe wat teen hom slaan. So wat ons vertrekpunt dan natuurlik is, of moet wees, is dat hoop is gekoppel aan omstandighede, of hoop is nie gekoppel aan omstandighede, of selfs die verandering daarvan nie. Dis altyd die sleg van 'n preek wat jy moet preek en sê, luister jy, maar daar gaan goed dalk oor jou lewe kom wat nie so lekker gaan wees nie. Wat jy ook voel, maar waar's die Here in hierdie storie?
So is nie noodwendig die afwesigheid van omstandighede nie. My hoop staan vas op die rots van die sekerheid van 'n persoon, en daai persoon is Jesus Christus. En dis waarna ons gaan kyk. Efesiërs 1 vers 17, dan kom Paulus, dan bid hy vir ons by implikasie, en hy bid vir die gemeente in Efese, dan sê hy volgende, hy sê, ek bid dat aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Dis nie hierdie wonder waar ek is nie, ek kan verseker weet dat ek staan op 'n rots en ek kan my vertrou in die rots Jesus Christus, en daarop kan ek hoop uiteindelik, en dis hoekom dit so sal gebeur. Hy sê, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping is. En so Paulus gee nie hier 'n diep teologiese verduideliking van wat hoop beteken. Hy sê nie hoop, hy begin bid en sê, ek bid dat jy hoop sal verstaan in die openbaring van wie Jesus Christus in ons lewens is. Dis waar ons hoop vandaan kom. 1 Korintiërs 2 vers 12 sê hy sê, ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, luister mooi, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Dis nie 'n moggese trofee, ek wens maar dit gaan gebeur nie. Dis 'n versekerde feit wat ek weet, hoe dit gaan lyk vir my. Ek staan eendag by 'n tannie in die hospitaal, en haar familie het my eintlik gevra om net so 'n bietjie van 'n eintlik maar doodsbegeleiding te doen. Sy's op haar einde, en vir 'n helder oomblik wat sy op daai oomblik gehad het, en ek vra vir haar, tannie, ek wil net seker maak, is jy okay met die Here? Weet jy waar gaan jy jou oë oopmaak as jy sterf vandag? En sy seker net maar so in haar weet haar gedagtes wat nou nie altyd nog so mooi by mekaar is nie. Hy sê nee ou boetie, sy sê vir my, nee ou boetie, ek sal maar sien as ek daar kom. So jy hoef nie te sien, jy hoef nie te wonder, ja maar ek sal maar sien as ek daar kom nie. Nee, ons het 'n vaste vertroue. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Ek weet ek het 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus, en dis hoe ek dit kan beleef. En dis vir my mooi, die Romeine 5, en ek gaan vir jou 'n paar skrifgedeelte lees wat Paulus geskryf het. Hy sê Romeine 5 sê in vers 5, hy sê, en die hoop beskaam nie. Dis seker die gedeelte oor hoop wat ons die meeste aanhaal. Jy moet nie bekommerd wees nie, hoop beskaam nie. En dan sê hy, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Wanneer het jy liefde ontvang? Die oomblik toe jy ja gesê het vir Jesus Christus, wedergeboorte beleef het, tot bekering gekom het, of wat ook al jy dit wil na verwys, wanneer ek in 'n verhouding met Jesus Christus gekom het, en net in geloof aanvaar het, dit wat hy vir my oor my lewe gebring het in terme van die kruis, in daai oomblik is sy liefde in ons harte uitgestort, en dan sê hy, dis wat ons beleef, ons hoop beskaam nie uiteindelik nie. En dan is wat ons verstaan, hy het alles kom nuut maak. Hy het alles kom nuut maak. Dis hoekom ons het nou gepraat. Hoekom sal ek in my skaamte of in my sonde gaan bly? Nee, dat 'n nuwe dag vir my aangebreek. Wat ek nie meer kyk na my skaamte en my seer wat in my verlede lê nie. Nee, dat 'n nuwe dag vir my aangebreek. Ek kan met vastigheid op hom hoop, want ek weet wie hy is in my lewe. En dis die uitdaging uiteindelik. En dis wat Openbaring 21 kom sê. Hy sê, en hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut, en hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Waaragtig en betroubaar. Is dit nie iets waarop ons kan staan nie? Ek kan vas staan op hierdie rots, al slaan nie die golwe hier teen my vas, of daar's donderslae, of daar's donker wolke. Ek staan op die rots uiteindelik, en dis wie ek is, want hoekom? Hy het alles kom nuut maak in my lewe, van wat ek beleef. Alle ou dinge het verbygegaan, het ons al oor gepraat. Kyk, alles het nuut geword. So toe Jesus op die toneel verskyn, het sy erfenis my erfenis geword. Dit wie hy is, het ek. Ons het al gesê vroeër in die reeks toe ons gepraat het oor die woord. Dan sê ons, maar ek is erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Jesus Christus. Dis so belangrik dat ons hierdie goed sal sê vir mekaar, want hoekom? Hier kom 2026 en baie keer voel ek nie so vas op my voete vir 'n nuwe jaar nie. So belangrik is as dit sal beleef. Ek leef vanuit hierdie standvastigheid van hom en nie vanuit die feilbaarheid van my eie lewe nie. Daar's 'n storie wat hulle vertel van 'n persoon wat in 'n kommunistiese land, ouens wat die Here gedien het in 'n kommunistiese land waar hulle nie veronderstel is om Christendom te beoefen nie en so meer.
En dit het net vir my so duidelik geword, as jy dink aan wat die Bybel vir ons sê, en wat die woord vir ons sê, en hoe dit van onsself kan vat uiteindelik. En nou is hy op pad na 'n selgroep toe, en die polisie keer hom voor, en nou vra hulle vir hom, meneer, waartoe is jy op pad? Nou weet hy's 'n Christen, hy wil nie noodwendig blaatant vir hulle jokkie, maar hy wil ook nie uiteindelik vir hulle sê, waartoe is hy op pad heen nie, want hy gaan hom in gevaar stel, en ook na die mense toe waarna hy te gaan, by die selgroep wat hy behoort. En hy sê die volgende, hy sê, meneer, het werk so. Hy sê, my oudste broer is oorlede. Hy sê, en ons is dit 'n paar ouens, 'n paar familielede, wat nou by mekaar gaan kom om die testament te bespreek. Jy sien, dit is waaroor dit gaan. Sy testament het my testament geword. Dit wat oor hom gesê was, is oor my gesê, en dis die vastigheid wat ek kan beleef. Romeine 15 vers 4. Hy sê, want alles wat tevore geskrywe was, die testament, alles wat tevore geskrywe was, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Ek kan nie meer dit beklemtoon nie. Gaan kyk weer na die reeks wat ons oor gepreek het, oor woord, die skrif in my lewe, gebed in my lewe. Ons is besig om die erfenis, ons is besig om die testament te bespreek uiteindelik, sodat ek kan weet wat God my uit genade geskenk het. Ek hoef nie te wonder daaroor nie. En ek wil jou los vanoggend net met so 1 of 2 gedagtes oor hoe doen ons hierdie nou prakties in my lewe? Hoe sien ek hierdie hoop in my lewe as 'n realiteit in my lewe? Want as daar nou een ding is wat my persoonlik frustreer is, baie keer is wanneer ons hierdie goed hoor, en dis vir my persoonlik ook, toe ek nou vanoggend weer deur hierdie goed gaan, sê ek vir die Here, is asof die Here net op my hart druk. Hy sê, Benny, jy kan dit vir jouself ook vat. Jy weet, ek vat hierdie goed vir myself. Here, ek het ook 'n 2026 wat opkom. Nou, ons sien uit aan die mooi goed wat gaan gebeur, Here, maar is 'n stukkie onsekerheid. Maar dankie dat ek dit vir myself kan vat en ek kan hou dit daarvan. So ons leef vanuit nommer 1, die hoop in die verlossing wat Jesus Christus vir ons gebring het. Partykeer moet ons onsself net so 'n bietjie herinner, en dis hoekom ons Kersfees vier partykeer. Elke jaar vier ons Kersfees, want ons herinner onsself van 'n verlosser wat gebore is. Daai verlosser, soos wat ek donderdag gesê het, is nie net iemand wat in 'n krippie gebly het nie. Nee, hy het groot geword en uiteindelik ons kom verlos van ons sonde. Ons kan onsself daarin herinner. 1 Petrus 1 sê die volgende, hy sê, alle eer aan God en Vader van ons Here Jesus Christus, want sonder dat ons dit verdien, het hy sy ontferming aan ons betoon deur die proses te begin wat op ons weergeboorte uitgeloop het. Dis wat hy kom doen het, wat as God se hart uiteindelik, dis hoekom hy aarde toe gekom het. Nou het ons regtig hoop. Hy sê, omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. Dis die versekering wat ons het. En reg deur die jaar, dan vier ons iets soos hemelvaart. Ons vier iets soos die Paasnaweek, die kruisiging van Jesus Christus. Maar nie net dit nie, die Sondag wat hy opgestaan het. En ons vier dit in die jaar, vier ons dit, want hoekom ons moet onsself herinner, van dat ons kan weet van die hoop wat daar vir ons is in Christus Jesus. En dit het my uitgebring by Romeine 5 vers 17, wat jy vanoggend net in jou eie gees net weer moet vasmaak. Luister hierna, hy sê, en hy verwys so 'n bietjie na dit wat Adam gedoen het, en uiteindelik het Adam ons in hierdie hele ellende gedompel met die sondeval wat gebeur het, maar daar het 'n nuwe dag aangebreek. Luister hoe beskryf Paulus dit. Hy sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een, klein lettertjie, nê, wat hy verwys na Adam. Hy sê, die dood geheers het deur die een, deur Adam, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid, al wat ek hoef te doen is dit te ontvang. Die oorvloed van genade, die gawe van geregtigheid, daar's niks wat ek daarby kon bydra nie. Ek het dit gevat vir myself, sal in die lewe heers deur die een hoofletter Jesus Christus. Dis die verandering wat daar vir ons gebeur het, en dis die rede hoekom ons op hoop kan staan en nie net wensdenkery nie. Dis wat ons gebeur het. Nou sê ons, luister na hierdie aanhaling, Alan Platt, ons visionêre leier, of vorige visionêre leier van Dr. Dayou, die pa van Dr. Dayou, skryf die volgende, hy sê, the primary reward now of Christianity is not heaven. The reward of Christianity is a restored intimate relationship with the Father. Dis wat uiteindelik kon gebeur het. So ek hoop uiteindelik in die verlossing wat daar vir my is in Christus Jesus. Nommer 2, hoop ek op die karakter en die beloftes van God. Want jy sien, nou is ek in hom, ek beleef hierdie glimlag van God oor my lewe. Nou weet ek, alles wat tevore geskrywe is nou op my van toepassing en ek het nodig om dit te gaan kyk.
Dis wat Dawid skryf in Psalm 39. Hy sê, Here, waarop kan ek dan hoop? U is my enigste hoop, red my van my oortredings. Dis wat hy dan uiteindelik sê. Dis hoekom ons kan sê, want alle beloftes wat in Christus is, want ek is mede-erfgenaam, is ook nou op my van toepassing. Alle beloftes wat in Christus is van my op toepassing in die sin van, in my is dit nou ja en amen. Dis so nodig dat ons na die testament gaan kyk, dat jy kan sien, wat het dit vanoggend genoem, Psalm 23, ek kom niks kort nie, die Here is my herder. Dis wat ons kan sien gebeur. Spreuke 23 vers 17 sê, moenie jaloers word op die sondaars nie, want kom ek verduidelik dit gou, partykeer kyk ons na mense en dan sê ons, hulle dien nie eens die Here nie en kyk hoe lyk dit daar by hulle. Dit lyk net asof hulle geen moeilikheid het nie. Hulle het alles wat hulle nodig het. Hy sê, moenie jaloers word op die sondaars nie, behou altyd jou ontsag vir die Here, jou verhouding met hom, en ervaar sy glimlag oor jou lewe. Hy sê, jy sal altyd 'n toekoms hê. Jou hoop sal nooit beskaam word nie. Jy sal altyd 'n toekoms hê. 2026 kan ons in die oog kyk, want ons sal altyd 'n toekoms hê uiteindelik. En wanneer ons dan praat van hulle wat op die Here wag, kry nuwe krag. Daar's 'n vertaling wat dit vir my nog beter stel as ek daarna kyk. Die Nuwe Lewende Vertaling sê dit so, maar die wat op die Here hoop, hulle hoop op die Here stel, hy sê hulle kry nuwe krag. Dis amper asof dit ons gaan in rad sit vir 2026. Dis asof dit vir ons hierdie ongelooflike sekerheid gee van dit wat kom in die jaar wat voorlê. Die laaste een is, nou dat ek hoop, en dan kyk ek na 2026 selfs wanneer goed vir my hart gaan wees. Selfs as omstandighede dit anderster gaan maak. Psalm 42 vers 6, dan sê hy, en is hier waar ek weet baie mense is. Jy is daar, jy's nou daar, jy ervaar dalk siekte in jou lewe, jy ervaar dalk verhoudings wat nie lekker is nie, en jy ervaar dalk finansies wat nie altyd daar is nie, en dan kom Dawid en dan sê hy dit self. Hy sê, ek sit ook partykeer in wonder, ek sit ook partykeer in moeilike omstandighede, maar dan kom hy en hy spreek homself aan, hy sê, wat buig jy jou neer, o my siel? Hy sê, en is jy onrustig in my, dan sê hy, hoop op God. Hy sê, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Jy sien, as ons perspektief verander oor wie God is en wie ek in hom is, dan kan ek nie anders doen nie. Selfs lyk omstandighede soos dit lyk, kan ek hom nog steeds loof. Kan ek hom nog steeds aanbid. So wanneer ek ontsteld en onrustig voel, weet ek, hy is my rots, hy is my bron, uiteindelik. Romeine 8 vers 24 kom en hy sê, want ons is gered in hoop. Ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En ek wil jou uitnooi vanoggend, wanneer jy in jou eie lewe dink, Here, daar's soveel goed wat ek al baie oor gebid het. Here, doen hierdie vir my, gee daai vir my, verwyder hierdie omstandighede in my lewe. Dan is dit partykeer nodig dat ek sê, Here, dankie dat ek dit vir U kan gee, maar ek gaan nie nou vertrou daarmee. Die cliché wat ons altyd gebruik, jy weet, en my ouma het dit altyd gesê, weet jy, gee dit vir die Here, maar dan vat ons dit weer terug. Daai cliché. Sê dat ons dit vir hom gee en ons wag op hom en ons weet hy die beste vir ons. Hy weet wat hy vir ons nodig het. Hy weet wat ons nodig het. Hy weet wat is die beste vir my lewe. Ek kom uiteindelik net in kontak met wat hy oor my lewe voel uiteindelik. En ek begin daarvolgens leef, dan wag ek daarop met volharding. Sal jy saam met my staan? Jy beleef dalk in jou lewe dat jy op die oomblik nie regtig iets kan uitwys wat vir jou bekommernis gee, wat groot is nie. Ons het ons elke dag goedjies. Maar jy beleef dit dalk. Sê Benny, ek beleef dit hierdie blomtyd in my lewe. Dan kan ons die Here loof. Maar wat ek wil stil staan by vanoggend, en dalk voel jy nie so nie. Dalk voel daar net so baie goed in jou lewe en nou kom 'n nuwe jaar en ek wonder hoe gaan ek dit doen. Dis wat 'n skrifgedeelte en ek wil dit vir jou lees. Hier in Romeine 12 vers 12, waar dit so duidelik word, al is ek in omstandighede, want jy sien, hoop is nie net regtig wanneer omstandighede verander nie. Hoop is uiteindelik 'n persoon en daai persoon is Jesus Christus. Paulus kom moedig ons aan in Romeine 12, hy sê, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in gebed. En ons het in hierdie reeks 'n bietjie gepraat oor gebed as sulks.
Here, dankie dat ek U kan vashou, maar dankie dat ek nie my oog van U af gaan haal nie, want ek weet, ek volhard in die hoop. Ek volhard in die hoop, ek is selfs bly. Weet jy wat, wanneer 'n ou blydskap kan jou self so ver kan kry, dat jy die Here loof vir omstandighede of binne omstandighede. Ek dink daar's nie 'n groter vorm van geloof. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En wil jy nie in jou eie kapasiteit daar waar jy staan vanoggend, net hierdie besluit neem en sê, Here, al gaan goed nie altyd 100% wees nie. Ek kies om my te verbly in U. Ek kies om my te verbly in U hoop. En vanoggend wil ek spesifiek dan vir mense bid wat jy voel maar Benny, omstandighede is besig om my om te kry. Wil jy nie vanoggend net saam met my jou hande in die lug steek en jy weet wanneer mense ons hande in die lug steek en ons vra dit, dan is dit maar ietsie van net daai oorgawe. Iemand het eendag gesê is amper soos hands up. Jy weet ek gee net oor, sê Here, ek erken U as die bron van my lewe. Ek erken U as die rots, die een wat vir my hoop gee. Dan gaan vir ons bid. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan staan met oortuiging dat U ons rots is, dat met oortuiging dat U genade so duidelik oor ons is. Dankie dat ons weet ons kan ons verloor in die verlossing van Jesus Christus. Ons kan ons verloor in die karakter van God en sy liefde vir ons. En dan bid ek vanoggend Here vir mense wat deur moeilike omstandighede gaan. Dankie dat U uitkoms gee. Ons het dit nou gesing, want soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir my toegevoeg word. Dankie dat ons onsself as gemeente net weer kan kom vasmaak in Christus Jesus, die rots Jesus Christus en in U hoop wat U vir ons gee in Jesus naam. Mag dit nie net 'n preek wees nie, mag dit nie maar net iets is wat ek kom doen as ek in die kerk is nie, maar mag dit ek dit gaan uitdra en mag dit so gesien word in 'n realiteit in elke deel van elkeen van ons lewens in Jesus naam. Amen. Kom ons sing.